Die klein seentjie voel hartseer, sy hande juk, sy voete juk en hy weet nie wat om te doen om die gejuk te laat weggaan nie. Die klein seentjie en sy familie woon ver weg van enige hospitale. Hulle woon ver weg van enige dokters of verpleegsters. Hulle woon in 'n klein dorpie hoog in die berge van die Filippyne. Die ander seuns en meisies in die dorpie het ook hande en voete wat juk. Niemand het geweet wat om daaraan te doen nie. Toe, op 'n dag het 2 jong vrouens na die dorpie gekom. Die klein seentjie het gehoor hoe hulle vertel dat hulle sendelinge was wat van ver af gekom het. Hulle hoor toe dat hulle vir 'n volle jaar in sy dorpie sou bly. Kom na die Bergse rivier wat hier langs die dorpie vloei en bring ook jou vriende saam, het sy met 'n breë glimlag genooi. Nie lank nie, toe sit die klein seentjie en 'n dosyn ander kinders op die rotse by die rivier saam met die 2 sendelinge. Die klein seentjie het met 'n groot belangstelling geluister terwyl een van die dames 'n boek met kleurvolle prente uitgehaal het en 'n storie oor 'n god begin lees het. Maar toe begin sy hand weer te juk. Hy het begin krap. Toe begin sy voet ook te juk. Hy het dit ook gekrap. Toe juk sy ander hand en ander voet ook en hy het dit ook gekrap. Die ander kinders het ook begin juk en almal het begin krap en krap en krap. Dit was moeilik om na die storie van God te luister terwyl hulle so bly krap het. Die sendelinge het opgemerk dat die kinders se aandag afgetrek was deur die gejukkery en het hulle hande en voete van naby ondersoek. Ek het 'n idee, het een van die sendelinge gesê. Ek het 'n soortgelyke uitslag in my dorpie gesien toe ek 'n klein dogtertjie was. Ons het koejawelblare gekook in water en toe ons hande en voete in die water gewas. Kom ons probeer dit hier. Toe 2 sendelinge het die kinders gevra of daar 'n koejawelboom in die dorpie was. Die klein seentjie het gretig na 'n koejawelboom gewys. Die sendelinge het die blare van die boom gepluk en vir die kinders gesê om skottels en bakke by hulle huise te gaan haal. Die klein seentjie het sommer gou gehardloop. Teen die tyd toe hy en die ander kinders teruggekeer het, kry hulle die 2 sendelinge waar hulle die koejawelblare in 'n groot pot water kook. Toe haal hulle die groot pot van die vuur af en wag dat die water afkoel. Terwyl hulle wag, het die sendelinge vir hulle mooi liedjies geleer omtrent God. Die sendelinge het die water in die kinders se skottels en bakke gooi en gesê: "Kom ons bid en vra vir God om ons te help." Kom ons bid en vra vir God om ons te help. Hulle het die kinders gewys hoe om hulle handjies te vou en gevra om hulle oogies toe te maak. Toe bid sy: "Liewe Heer, genees asseblief hierdie kinders, in Jesus se naam, amen." Die klein seentjie en die ander kinders het hulle hande in die skottels gesit en 20 minute gewag. Toe kry hulle nuwe water en sit ook hulle voete in die skottels. Weer het hulle 20 minute gewag. Tyd het verbygevlieg want hulle het die hele tyd vrolike liedjies omtrent God gesing. Elke dag daarna het die sendelinge water gekook met die blare in, gebid en die kinders se hande en voete daarin gewas. Hulle het ook vir die ouers gewys wat om te doen en toe na 2 weke het die wit uitslag op hulle hande en voete verdwyn. Almal was so bly. Die sendelinge het die kinders genooi om weer na die rivier te kom om te kom luister na stories omtrent God. Die klein seentjie het gegaan. Nou kon hy aandagtig luister aangesien sy aandag nie meer afgetrek was deur die gejukkery van sy hande en voete nie. Hy wou graag meer leer omtrent God wat die sendelinge se gebede beantwoord het en hom gesond gemaak het. Die 2 jong dames wat vir die klein seentjie en sy maats gehelp het, was opgelei as sendelinge by 'n sentrum wat gebou was met die hulp van die 13de Sabbatskool offergawe in 1986. Dankie vir u mildelike ondersteuning van die 13de Sabbatskool offergawe hierdie kwartaal wat se help om meer kinders van Jesus te leer.